agter jou. Het jy al gehoor mense praat agter jou rug van jou? Kan ek gou sien wie hou daarvan? Ag, ten minste praat hulle oor jou, man. Ten minste gee jy hulle iets om oor te praat. As jy nou so lekker paak in hulle gedagtes, dan is dit 'n goeie gedagte dat jy daar kan wees. Maar dit is nie altyd lekker nie. Mense sê van jou, oor jou, vir jou, jy's klaar. Jy gaan dit nie maak nie. Die ergste is, iemand vir jou moet sê, God is klaar met jou. Dit is nie waarheid nie, maar mense sê sulke goed. Jy het jou kans gehad en jy het jou kans verbeur. Ek is so bly dat almal van ons nie God is nie. Want as almal van ons God was, en ons nie vir mense tweede kanse kon gee nie, weet ek regtig nie wat met Dion Swart sou gebeur het nie. Wil jy net jou hand ook saam mee opsteek en net sê, ag Here, dankie. Maar sê so, ag Here, dankie. Ag. Vanoggend kyk ons na seker een van die dramatiesste, onstuimigste, maar ook uiteindelik een van die hoopvolste stories in die skrif, die verhaal van Samson. Hy is bekend vir sy bo-menslike krag en alles wat hy kon bereik het en alles wat hy kon doen. Maar sy ware storie handel eintlik oor dieptes van swakheid. Hy is eintlik 'n wandelende definisie van 'n terugslag. En tog sy lewensverhaal wys ons dat mislukkings nooit finaal is by God nie. Kan ek dit nog 'n keer sê? Terugslag wys dat dit nooit finaal is by God nie. Kan jy amen sê? Kan jy halleluja sê? Kyk saam met my gou na die hoofstuk 13 in Rigters. Ons kyk na 'n paar goed van Samson se lewe. En die eerste wat ek vir uitlig is, dit was 'n belofte, maar dit was ook 'n probleem gewees in Samson se lewe. Die verhaal begin nie met 'n terugslag nie, maar met 'n skitterende belofte. Sy ouers kon nie kinders hê nie, en 'n engel verskyn in Rigters 13 aan sy ma en sy sê, jy is nou kinderloos. Een ander vertaling sê, jy is onvrugbaar. Nou, ek wil net myself hier gou stop om te sê, wanneer God intervene, wanneer God instap, dan is dit nie wanneer ek en jy eers bekend word met die storie nie, dan is dit wanneer ons selfs gedink het, dis onmoontlik, dan stap God in, en God sê, dit wat onvrugbaar is, maak ek vrugbaar. Come on, guys. Ek het lank gewerk aan hierdie boodskap, julle moet 'n bietjie meer opgewonde wees. Sê halleluja! Ja, dis amazing hoe God net kom en hy instap deur die engel en hy sê vir haar, luister, jy sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring en hy sal die Israeliete begin red uit die mag van die Filistyne. Just get this. Daar's moeilikheid met die Israeliete en nou kom God en hy sê vir mamma, jy gaan 'n kind hê en hierdie seun wat jy gaan hê, hy gaan groot word, hy gaan oud word, daar's jare wat moet volg. Moet seker maar stap nie doopbad hou nie. As jare wat gaan volg, dis 10, 15, 20, 30 jaar voordat God hom gaan gebruik om die Israeliete te verlos uit die mag van die Filistyne. Ons sien nie altyd daai prentjie nie. Ons wil ons oë toemaak en ons wil bid en ons wil môre opstaan en môreoggend met die wonderwerk klaar plaasgevind het. Sê gou vir iemand langs jou, wees dit asseblief geduldig. Nou hier is die groot belofte. Samson was van geboorte af afgesonder. Hy was 'n Nasareer. As jy die naam Nasareer gedra het, dan was jy toegewy. Ek gaan net gou weer vir jou sê, ons glo hier by Endeavour Familiekerk, ons wy 'n babatjie toe aan die Here. Net nou mamma hier by my kom staan terwyl ons worship. En sy sê vir my, kyk, hier is my dogtertjie wat jy toegewy het aan die Here. Sy is al 'n paar jaar oud. Ek en Glenna was 'n rukkie terug op 'n plek. En ons weet die oupa en die ouma dien God. Maar die kinders en die kleinkinders het ver weggeval van wie God is. Ek wil vanoggend vir jou sê, as God se hand op jou lewe is, as jy toegewy is aan God, dan gaan God nooit van jou vergeet nie.
En ek en Glennie ry weg van die afspraak af en ons kyk so terug na die familie en ons sê vir mekaar, Here, ons bid vir hulle dat God se hand in beweging sal kom in daai gesin. Nou baie belangrik, Samson se krag was nie in sy hare nie, baie mense dink dit was juis in sy toewyding, die feit dat hy toegewy was aan God. Sy hare was bloot die uiterlike blootstelling, die simbool van 'n innerlike werklikheid, iets wat hier in sy binneste gegaan het. Hy het aan God behoort. Behoort jy aan die Here vandag? Belangrik, onthou dit. Hy het 'n goddelike doel gehad om die verlossing van Israel te sou begin, aan die gang te sou kon kry. Nou hier is die eerste punt wat ek vir jou wil maak. Luister baie mooi wat ek nou gaan sê. Voor enige terugslag was daar reeds 'n doel van God. God het 'n plan vir Samson se lewe gehad nog lank voordat hy 'n fout gemaak het. Ek wil vanoggend vir jou sê, God het 'n plan met jou lewe nog lank voordat jy 'n fout gemaak het. God het 'n plan met jou. Kan jy net bietjie meer opgewonde lyk? Al smaal net vir jouself. Efesiërs 2 vers 10 sê, onthou, God het ons gemaak wat ons nou is. Dit is hy wat ons nuut gemaak het, omdat ons Christus Jesus sin is. Hy het dit gedoen sodat ons reg en goed kan leef, soos hy lankal besluit het ons moet leef. As hoop vir jou en vir my. As hoop vir ons. Want God het dit reeds so besluit. Jou waarde en jou roeping is nie gebaseer op jou prestasies of dit wat jy bereik het nie. Dis gebaseer op God se doel vir jou lewe. So, die eerste is, daar was 'n belofte, maar daar was ook 'n probleem. Die tweede ding wat ek vir jou uitlig, die herhaling van selfsug. Nou in jou eie lewe het jy dalk nie selfsug nie, maar daar's 'n baie sterk eie ekkigheid. Jy is dalk 'n baie trotse mens. Daar's dalk goed in jou lewe wat aan die gang is wat jy weet, dis nie van die Here af nie. En ons sien vinnig Samson se fout raak. En sy fout was, hy sien 'n Filistynse vrou en hy eis van sy ouers dat hy met haar wil trou. En in daai tyd, in daai kultuur was dit so, jy kon vir jou pa en ma sê, ek like daai girl, en dan moes hulle seker gemaak het, jy kan daai girl kry. Arme meisiekinders. Rigters 14:3 sê, Samson het vir sy pa gesê, kry haar vir my, want ek hou van haar. Ek onthou toe ek sommer 'n Delilah'tjie by ons huis aankom. Dis nie my vrou nie, hoor. Dit was 'n Delilah voor haar. Toe ek met daai Delilah'tjie so in my ma se huis instap, toe kyk my ma daai Delilah so uit en sy sê, wat doen jy nie met haar, voor haar? Ek skaam my dood, ek dog, ma, ek wil hierdie vrou trou. My ma sê vir my, jy vir jou sinne beroof. Hierdie girl is moeilikheid, papi, los va. En ek het haar gelos, vinnig. As die meisie eerste vat, is dit tyd om te laat vat. Ken hy liedjie? Samson se hele lewe word gedryf deur wat hy wil hê. Hier's 'n paar rooi ligte hier, hoor. Deur wat sy oë sien. Wat sy vlees begeer. Partykeer kan daar so beheptheid wees in ons gees en ons vlees, dat jy totaal en al die realiteit van die oomblik rondom jou verloor. En jou vlees is so ingestel oor dit wat jy wil hê, dat jy begin te mis dit wat God se doel is. Eintlik is Samson vir ons 'n prentjie van 'n persoon wat God se doel ken, maar vir sy eie plesier leef. Hy's toegewyd aan die buitekant. Het jy al daai ding gehoor wat sê, bo blink maar, ek wil dit nie klaar maak nie. Aan die buitekant lyk hy pragtig, hy het sy haartjies gekam, ons gaan kerk toe, maar hier aan die binnekant, papa, is dit 'n verrotte gemors. Is daar goed wat in Samson se lewe uitgestaan het, wat besig was om hom te vat na 'n pad van verdoemenis. Hy gebruik sy Godgegewe gawes vir persoonlike wraak en vir selfsugtige strewes. Hy veg met leeu's, hy verslaan Filistyne, hy maak hulle dood, hy's regtig the man of the hour.
maar dit gaan altyd oor sy trots en dit wat hy bereik, sy woede, sy begeertes, dit wat vir Samson uitgestaan het. En dit is dikwels waar terugslag begin. Het is nie met 'n reuse val wat jy net val in die gat en dinge het gebeur nie. Dit gebeur so stelselmatig. Ons skuif so in 'n klein minuut, begin ons fokus te skuif. Ons beweeg ons fokus van God se doel af na ons eie plesier toe. Charles Spurgeon, 'n groot prediker, het gesê, the same sun that melts wax hardens clay, and the same gospel that melts some hearts to repentance hardens others in their sin. Samson se hart is verhard deur sy eie selfsugtige begeertes. Daar's dalk goed in jou lewe wat gebeur, wat jy verstaan, dit hou aan om jou fokus aanhoudend weg te vat van God af. Dit kan 'n klein eenvoudige ding wees, dit kan 'n groot ding wees, en as dit 'n klein eenvoudige dingetjie is, dan sê jy, ag, maar dit is nie besig om my fokus te skuif nie. Elke Saterdag, elke Sondag word jy so gedrewe, behepte mens met daardie een ding, dat dit jou verwyder van dit wat God vir jou in gedagte het. Watch out. Sê gou vir iemand langs jou, watch out. Die uiteindelike terugslag van Samson vind ons in Rigters 16. Samson val want hy het toegelaat dat lus en plesier van die oomblik hom gryp in plaas van sy doel wat hy gehad het vir 'n leeftyd. Ek sê altyd, hoe kan jy toelaat dat 5 minute se genot, se lus, jy in so strik laat beland het? Ek sit eendag met 'n dame, moenie worry nie, sy is nie in ons gemeente nie. Ek kuier met haar en sy sê, die vreeslikste Saterdag breek aan by haar huis. Stop polisiekarre buitekant. Hulle kom om 'n man te arresteer. En eers is dit mos nou maar ontkenning, nee, ek het dit nie gedoen nie, en dan later kom die feite uit, die stories. En ons het van 'n paar maande terug in 'n pub op 'n Saterdagmiddag. Ouens, jy val nie net in 'n ding nie. Dis stelselmatig wat dit opbou, wat die vyand jou kom tuister. En hierdie storie van Samson bring ons by die berugte toneel van Delilah. En hierdie Delilah, sy kom tuister om elke dag, sy sê, waar lê jou krag? Hoe is dit dat jy soveel krag het? Wat vertel my die geheim van jou lewe. En hy speel speletjies met haar, maak asof dit niks is nie. En hy vertel uiteindelik in Rigters 16, vertel hy vir haar sy lewensgeheim. My hare is nooit geskeer nie, want ek is van my geboorte af aan God gewy. As my hare afgeskeer word, sal my krag verdwyn en ek sal magteloos wees. Ek sal soos 'n gewone mens wees. En ons weet wat gebeur. Samson raak aan die slaap op Delilah se skoot, lekker. Daai girl so deur die hare vryf. En hierdie plek van selfvoldaanheid en hierdie plek van waar hy in arrogansie gestaan het, word sy plek van versoening in 'n oomblik. En sy sny sy hare, maar hier is 'n interessante ding wat ek optel uit hierdie Rigters uit, gaan lees dit gerus. Hy het dit nie eens geweet nie. Gaan lees. Samson het nie eens besef, sy skeer sy hare af nie. Weet jy wat gebeur baie keer in ons lewe? Die vyand kom stap in ons lewe en ons besef nie, hy's besig om ons af te vat na afgrond toe nie. Pas op vir waarmee jy besig is, want dit kan jou hart laat val. Die Filistyne gryp hom, hulle steek sy oë uit, hulle bind hom vas om graan te maal in 'n tronk. En dis die laagste punt van Samson se lewe. Die sterk man wat swak is nou die swakste man in die wêreld. Hy's nou blind, hy's geboei, en hy maal graan soos 'n dier. Dis 'n ver plekkie weg van waar God 'n doel gehad het met jou lewe, né? Dis 'n ver plekkie om weg te val van dit wat God oor jou gedroom het. Samson het sy krag, sy sig, sy vryheid, en hy het sy roeping en hy het sy doel verloor. En eintlik is hy 'n lewende les vir elkeen van ons van die gevolge van sonde. Paulus waarsku ons in 1 Korintiërs 10:12, hy sê, wees daarom geestelik wakker.
You got to be tuned on. Nou, geestelik wakker wees. Hy sê, as jy gerus begin word en dink dat niks jou geestelik van stryd kan bring nie, val jy miskien juis in die kloue van versoeking en sonde. Samson het geval omdat hy gefokus het op die plesier vir 'n oomblik in plaas van die doel van 'n leeftyd. Vierde een wat ek vir uitlig is, jou omdraai is 'n plek van hoop. Hier in die donkerste vers van die verhaal van Samson vind ons eintlik die meeste hoop. In Rigters 16 vers 22 staan daar, maar in die tronk het sy hare weer begin groei. Dis 'n vreeslike geestelike sinnetjie daai. In die tronk het sy hare weer begin groei. Weet jy, wanneer ek en jy down and out is, wanneer ons dink ons het alles verloor, dan is God in sy natuurlike prosesse klaar weer besig om die herstel te bring in jou lewe. Yes, dit is my awesome. Dit lyk na so 'n eenvoudige ou sinnetjie, sy hare het weer begin groei. Weet jy, van die oomblik wat Samson gefouteer het, het hy 'n fout gemaak, het dit sy verbond wat hy gehad het met God ook geknip. Kan ek gou sien? As jou seun fout maak, dan knip jy sy verbondskap met jou as seun. Jy sê vir hom, van nou af is jy nie meer van hels dinge nie, maar jy sal 'n koekemoer genoem word. Is dit hoe ons werk met ons eie familie? Is dit hoe God met ons werk? Samson maak 'n fout. Kan ek gou sien wie van julle het al foute gemaak? Nee. Eerlike mense van Benoni nie. Jy jou hand opgesteek. Okay. Samson maak 'n fout. En in die natuurlike proses is hy besig om iets te gebeur, daar in 'n tronk, daar waar hy werk soos 'n dier, daar waar hy besig is om graan, daar waar sy oë uitgesteek is, daar waar hy verwyder is weg van dit wat God oor hom in gedagte gehad het. I'm telling you today, when you think that God has forgotten about you, He's still in a process, busy working the miracle so that you can get back to what God had in store for you. Come on, give God a hand. Groot hand. God has never given up on you. Come on, church! In die natuurlike groei hierdie man se hare en hy kom nie agter wat besig is om te gebeur nie. 'n Pragtige, eenvoudige versie wat vir ons net eintlik wys, sy krag was gebreek, maar sy verbond met God was nooit gebreek nie. God het hom nie verlaat nie. Die terugslag was nie finaal nie. Jou mislukking is nie die einde van jou storie wanneer God die skrywer is van jou lewe nie. Kan jy amen sê? Jou hare gaan weer groei, jou toewyding kan nie word, jou verhouding kan herstel word. Luister na hierdie ongelooflike mooi sin wat ek vir jou gaan sê. God spesialiseer in opstandings. Come on! Wil jy nie op jou voete gou staan en net saam met my net vinnig vir die Here hande klap gee nie? God spesialiseer in opstandings. Come on, church, jy het opgestaan vir Jesus. Come on, give God a great hand. Dis hoe God na jou kyk vanoggend. Sit gou weer. Kyk, die afgelope tyd met 'n man uit 'n paar maande terug het 'n oomblik van hakkel beleef. En ek bel hom eendag, ek sê vir hom, ek dink jy moet net nader aan my kom staan. Ek sê ek nooi jou. En hy is aanvanklik baie kwaad vir my. Want ek het geëis dat hy in 'n proses moet wees met my. Hierdie man stap in my kantoor in van 'n gebroke plek af. En ek sien hoe God hom draai en draai en draai en draai. En hoe hy vandag in hierdie gehoor is besig om God die eerste te maak in sy lewe. Is dit nie amazing om te weet wat God kan doen nie? Hoe God net sê, ek sal nooit opgee op jou nie. Psalm 37 sê, die Here bepaal die rigting van 'n mens met wie se lewe hy tevrede is. Al sou so een struikel, hy sal nie val nie, want die Here hou sy hand vas. Ek wil vanoggend vir jou sê, jy kon gestruikel het en ek weet jy het gestruikel. As goed wat in jou lewe kon gebeur het,
Maar tog is God se ondersteunende hand altyd daar. Samson se laaste gebed was toe hy weer fokus op God. Hy's verblind, hy's verneder. Die mense maak spot met hom, hulle dryf spot met hom. Die Filistyne maak 'n mockery. Dis eintlik wat een vertaling sê, they made a mockery of Samson and his God. En terwyl hulle in die tempel van die God Dagon is, en ek het dit eendag raak gesien op National Geographic. Dit was regtig so dat die pilare van daardie tempel was regtig 2 pilare het die hele tempel se dakkonstruksie vasgehou. So dis regtig 'n feit. En toe leun Samson teen hierdie 2 pilare en hy roep uit: Here my God, dink tog aan my. Maak my tog net hierdie een keer sterk, o God, en dat ek net my een daad op die Filistyne kan wreek oor my 2 oë. Party mense reken omdat hy nog sy 2 oë inbring en dat hy daaroor kwaad is, dat dit eintlik 'n gebed was van wraak, eintlik 'n gebed was van woede, eintlik nog steeds dieselfde Samson van 'n verlede. Maar daar's iets wat gebeur het. Daar's 2 insidente wat in hierdie een vers opgeskrywe staan. Die een is, hy het nooit in sy lewe die woorde gebruik, Here my God nie. Party vertaling sê Here, Here. Feit is hy uitgeroep na God. Dit was nie deel van sy terminologie nie. Hy het homself gesien in sy eie staat van wat hy kan bereik en wat hy kan doen. Sy talente, sy gawes, sy vermoë, sy krag, sy sterkte. Ek dink hy was ook seker 'n handsome ou gewees. En dan erken hy dat hy God se krag nodig het en hy sê, o God, versterk my net nog hierdie een keer. In sy duisternis het hy uiteindelik die lig gevind. In sy swakheid het hy uiteindelik weer lewe gevind. Sy fokus het verskuif van sy eie krag na God se krag. En God het sy gebed verhoor en Samson se laaste daad gebruik om meer Filistyne dood te maak toe hy die dag self sterf as deur sy hele lewe. Was absoluut net God wat in beheer was. Ek betragtig dat jy vanoggend vir jouself sal sê, I might have failed him, but God has not given up on me. Yes? Ek wil vir jou vanoggend sê, as jou pa en jou ma opgegee het op jou, of jy het opgegee op jou kinders, dan kom God vanoggend en hy sê, ek gaan nie opgee nie. Ek gaan die hare weer laat groei. Ek gaan sien dat daar opstanding plaasvind. Ek gaan sien dat daar draai kom. Vir jou hand net saamiddag, net vir God sê dankie. Dat die Here eintlik vanoggend vir elkeen van ons kom sê, ek het nog nooit ooit van jou vergeet nie. Ek ken jou by jou naam, ek het jou naam opgeskryf in my boek, die boek van die lewe. En ons wil vanoggend kom dankie sê, Papa, dat ons as 'n gemeente, as 'n familie, as vriende, by mekaar kan wees vanoggend om te sê, Here, U gee net nie op ons nie. En ons dankie daarvoor. Amen. Jaco en Shannon Pretorius is vanoggend saam met ons. Kom staan asseblief hier voor. Jaco en Shannon het letterlik in die eerste naweek van COVID het hulle hier by ons begin. En ek onthou ons moes nog Jaco ingesmokkel het met 'n sleepwaandjie vol meubels. En het hulle hier aangekom, redelik verskrik en verward. Shannon luckily knew Benoni a little bit. My mom and dad is still here, still in our church. And we never knew it at that stage. And yet they came to serve here and came to worship here. And Jaco and Shannon were actively involved in the ministry. Just don't take it away. Ek is nog daar so preek, broer. Ek is nog nie klaar met preek. Ek preek nog 'n uur lank. Dankie, Sean. I appreciate. En ja, Jaco was nog nie klaar met sy swattings nie. So, ek het die hele tyd so wortel voor die neus gehou. En toe Jaco my bel en vir my vra, eintlik was dit in persoon, vir my vra, sal jy my asseblief orden? Het ek aanvanklik vir hom ja gesê, en toe het ek later gevoel, nou is ek weer kwaad vir Jaco, nou wil ek hom nie orde nie. En toe onthou ek hoe God met my werk, toe sê ek nie, ek gaan dit doen. Jaco, hierdie ou, het baie terugslag beleef in die lewe. En ek ken sy lewe so 'n bietjie beter. Ek het eendag die voorreg gehad
om naby aan sy kinderjare huis verby te ry. Toe merk ek iets op in die voertuig, en ek bid dit toe daai dag oor Jaco, en ek sê, jy sal nooit weer in daai gat wees nie. En ek kan vandag met trots sê, Jaco is restored. Kan ek jou hart slaan? Ja, slag maar. Is restored. Ek kan jou slaan. En hy het so 'n mooi vroukie gekry, en al 2 pragtige dogtertjies, en ja, dit was net amazing hoe God 'n journey met hulle gestap het, en hoe ons vandag hier kan wees. Ek praat eendag met 'n pastoor, en hy vertel my een van sy jonger pastore, toe sê hy vir my, sy jong pastoor is soos 'n oskos swaar voertuig wat jy bestuur sonder power steering. Toe sê jy sit die hele tyd so, en dans agter die stuurwiel om hom te bestuur. Nou Jaco was my willeperd. Maar ek het altyd gesê, ek vat eerder 'n willeperd as wat ek 'n dooie perd vat. En hierdie willeperd het in 4 jaar ontwikkel, uit sy swattings klaar gemaak, met harde fights aan die agtergrond. En ek wil vanoggend vir hom en vir Shannon sê, because she was the backbone of all of this, she had to stand behind him, motivate him, pray for him, work with him. Hulle het al 'n kind gehad, toe sy nog nie klaar nie. En dit was bloedsweet, trane sweet, geld betaal, en uiteindelik het Jaco by dit uitgekom, hy het sy miljard klaar gemaak, en toe kom steel Matt om by ons. Maar ek is nou vandag lief vir Matt. Maar nou is hy baie gelukkig in 'n college, in 'n skool waar hy betrokke is, waar hy letterlik met duisende tieners werk. En ons sien eintlik maar net dit wat God hier begin het, dat God besig is om dit te voltooi. En ja, ons wil vandag vir hierdie willeperd, maar hy het dan 'n bietjie makker geword. Wil ons vandag sê, baie geluk, hy verdien sy ordeningssertifikaat, so voorreg vir my om dit vir hom te gee, vir hom, en vir Shannon, vir hulle baie geluk te sê. Shannon, kan ek jou ook 'n drukkie gee? Congratulations, you're part of this. Jy kan het gerus so vir hulle wys. Kom ons staan, ons klap met hande vir Jaco. It's awesome, vir hom en vir Shannon. Baie geluk. Baie geluk. Klap harder hande, man. Yes, amen. Awesome. Alright, jy kan vir jou sitplek neem, baie dankie. Julle moet net hier bly staan. That's why I said to Sean, I'm not busy. I'm not finished. I'm still busy. Dis 'n paar goed wat ek vanoggend wil sê, Jaco, en ek wil dit ook vir elkeen van ons vanoggend sê. Onthou jou doel. As jy kyk en hom vashou. Nee, kom ons sit hom eerder net waar hy veilig is. Ek wil nie hy moet buig nie. Dankie, Sean. Onthou jou doel. Ek baseer dit uit Samson se lewe uit. Jou terugslag definieer jou nie. God se doel vir jou doen. Jy is geskep vir goeie werke. En klou vas aan daardie waarheid. Kan ek vir jou vra om asseblief dit in jou eie gees vas te maak en vanoggend vir jouself te sê, onthou jou doel. Tweede een is, wees versigtig om stadig weg te dryf. It's little bit by little bit. My dierbare skoonpa het my iets geleer. Klein bietjies maak baie. Jy dink jy staan en dan val jy. Terugslag gebeur selde net op 'n dag. Hulle is gewoonlik die opeenhoping van 1000 klein kompromie. Ek het 'n awesome vrou. Is verskriklik lief vir haar. Dit is die mooiste ding wat ek ooit getrou het. Ek het nog net 1 keer getrou. Ons sit eendag om tafel en daar's iets wat gebeur en Glenna sê om die etenstafel sê sy, God, your heart. En my vroukie is iemand wat kwaai word of kwaad word of skreeuwerig of bekleierig nie. As sy kwaad is, dan weet ek sy is nog steeds lief vir my. Daai dag bal sy haar vuisie so en sy slaan 'n bietjie harder op jou tafel en sy sê, God, your heart. Spreuke 3:23 sê,
So above all, guard the affections of your heart, for they affect all that you are. Pay attention to the welfare of your innermost being, for from there flows the wellspring of life. A.W. Tozer, jy het van Tozer geswat. Onthou jy? A.W. Tozer skryf, hy sê, the spiritual life is like a river flowing between two banks. The bank of discipline on one side and the bank of divine delight on the other. If you get out on either bank, you are no longer in the river. I ask you today, stay in the river of God. Kan jy amen sê? Samson het vastgesit op die oewer van selfbevrediging. Derde ding is, soek na jou groeiende hare. Maak die saak hoe jy geval het. Wat het gebeur in die verlede? Hy het nie gesondig en het 'n vreeslike moeilike kinderdag gehad. God se genade is reeds besig om jou te herstel. Ek het profeties oor Jakob gesê toe hy hier was, en ek hou aan om dit te sê. Ek sal nooit vergeet, gaan Google het, gaan kyk dit op YouTube. Een van die beste preek wat ek ooit gehoor het, oor die verlore seun. Ek staan naby. Jou hare groei, en jou terugkoms is altyd moontlik by God. Luister wat sê Klaagliedere 3. Die goedertierenheid van die Here is dat ons nie vernietig is nie, want sy barmhartighede hou nie op nie, hulle is elke oggend nuut. Groot is u getrouheid. Vierens wil ek vir julle twee sê, hou aan bid, die gebed van afhanklikheid. Die man aan die kruis, sy gebed word vandag wêreldwyd die meeste gebid. Ek het nooit besef nie. Maar sy gebed was, Vader, wees my arme, barmhartige sondaar genadig. Samson se gebed was, Here my God, dink aan my, versterk my. Jakob is a man of many gifts and many talents, but never rely on that. Gaan altyd na die plek toe terug, almal van ons, waar jy voor God gaan staan en sê, Here, soos Paulus in 2 Korintiërs 12 vers 9, waar hy sê, God se krag word in my swakheid volbring. Ek wil vanoggend vir jou sê, staan vas, dat jy altyd sal weet, dis waar my krag vandaan kom. Dit is my altyd so mooi as kinders kan praat van hulle oupas. Groot voorvaders. But I want to speak it today, dat oor jou geskryf gaan word. Nie om te sê, wat so goddelose, moeilike mense was nie, onredelike mense was nie, maar dat oor jou geskryf sal word, en al gesê gaan word, what a man of God, what a woman of God, what a child of God. In Hebreërs 11 lees ons van die geloofshelde, en het sê, en wat moet ek nog meer sê, die tyd ontbreek om my te vertel van Gideon, Barak, Samson, Jefta, deur die geloof het hulle koninkryke verower, die reg van God gehandhaaf, en verkry wat God beloof het, hulle leeu se bekke toegestop. Jakob, gaan stop die leeu se bek toe. Jy is onverskrokke, hy bang van niks. Ek het gesien op 'n golfbaan, hoe chirp by iemand wat ek gedink het, ag Here, wat maak Jakob? Hy skrik vir niks. Maar ek wil ook vanoggend vir jou sê, don't stand back for the devil. Charlie Kirk, iemand sê vanoggend vir my, iemand vertel van hom en hulle sê, a child of God never dies. Ek wil jou challenge dat jy sal sê, my naam gaan eendag geskryf wees in die boek van die lewe. Ek gaan eendag op 'n plek wees waar mense van my gaan praat en wat mense gaan agterkom. Ek het vir God gelewe. Of course is daar foute wat ons gemaak het. Of course was daar terugslag. Of course is daar goeders wat ons vanoggend na kyk en ons sê, ag Here, ek wil nie iemand moet ooit daarvan uitvind nie. Maar God kyk vanoggend na jou en hy sê, ek laat jou hare groei. Ek het nog nie vergeet van jou nie. Ek onthou jou nog van die dag van jou geboorte. En vanoggend net voor God kom opstaan, net vanoggend sê, Lord, I thank you that you are the God of mercy, the God of plenty, the all-sufficient one. Dankie dat u vergewe, vryspreek. Dankie dat u nie van my vergeet het nie. Dankie dat u droom nog oor my lewe. Dankie dat u vanoggend na my kyk en dat ek vanoggend kan sê, Here, dankie
dat ek weet, die genade is my groot en goed. Ons dankie daarvoor vanoggend. Papa, Vader, dankie dat ons weet, U hand is nooit te kort om ons te help nie. U sal altyd daar wees en ons vashou. En ek bid vanoggend, Here, dat dit so vir elkeen van ons sal wees, dat ons sal sê, Here, ons hou vas aan U. En ons bid dit in Jesus naam. Amen.